Goeiemôre al die maatjies. Nou ja, het is vandag weer Sondag. Nog 'n dag vir 'n sonnaarskool lesie. En ons sê vir liewe Jesus, dankie dat ons ook hierdie geleentheid het om dit met julle te deel. Nou, as julle onthou, ons het 'n bietjie gepraat oor lewende water. Nou vandag wil ek vir julle 'n waarskuwing gee. Nou wat is 'n waarskuwing? Julle sal weet, want julle is mos slim, 'n waarskuwing is iets waarna jy mooi moet luister, mooi moet kyk en oplet dat ons onthou wat die waarskuwing sê. Nou, eerstens wil ek begin oor hierdie lewende water, en dit is, julle gaan na die heel laaste bladsy in julle Bybel, by Openbaring hoofstuk 22 vers 17, maak die Gees 'n uitnodiging, en dit is die Heilige Gees. Hy sê, kom, laat hom wat hoor sê, kom, en laat hom wat dors het kom, en laat hom wat wil die water van die lewe neem verniet. En dit is so wonderlike versie, dat die Here vir ons daardie water verniet gee, né? Nou, julle sal sien, hier voor my is 'n klomp goedjies. Hierso is 'n leë glastentjie, hierso is glase met verskillende waters in, en hierso is bakkies met wit goedjies in. Nou, ons lewe is soos hierdie wit bakkies. Nadat ons Jesus aangeneem het, en nadat hy vir ons skoon gewas het, en ons hom gevra het om ons sondes te vergewe, dan is ons soos hierdie wit bakkies. Maar soos wat ek vir julle gesê het, van die saadjies wat moet groei, daar moet water op hierdie lewe van ons geplaas word, sodat ons kan vrug dra, en soos daai blommetjies mooi oopgegaan het, dat ons so kan lewe. Nou, hierdie glastentjie is ons hartjie. Nou, ons kan besluit wat in ons hartjie aangaan, het julle dit geweet. En hierso het ons 'n kersie. Nou, julle weet dat ons die lig van die wêreld is, né? En dat Jesus se lig altyd in ons moet skyn. Nou wil ek vir julle wys en die waarskuwing gee van die verkeerde water. Nou kom ek lees gou vir julle wat sê Spreuke rondom verkeerde water. Nou Spreuke sê vir ons in Spreuke 14 vers 12, sê hy vir ons hierdie stukkie, daar is 'n weg wat vir die mens reg lyk, maar die einde daarvan is weer van die dood. En dit is 'n vreeslike ding om te dink, dat daar vir jou 'n weg is wat reg lyk, maar op die einde daarvan gaan dit op die dood uitdraai, en ons wil nie so wees nie. Nou kom ons kyk gou na hierdie verskillende waters wat ons het, wat gebeur. Nou, ek wil vir julle voor die tyd sê, hierdie water aan my linkerkant, dit sal julle regterkant wees, is die water van God. Dit is die water van die Gees, die lewende water. Hierdie kant het ek die water van die vlees, of wat nie uit God uit is nie. Nou as ons hulle langs mekaar sit, dan mens nie regtig die verskil sien nie. En dit is nogals 'n probleem, want hoe gaan ons weet watter water die regte water is? Al hoe ons gaan weet watter water die regte water is wanneer ons dit in Jesus se woord lees, wat hier geskrywe staan, as ons luister wat pappa en mamma sê, as ons leer uit die Bybel, dat ons sal weet wat die regte ding is om te doen. En jy onthou daai sonnaarskoolkoortjie, lees jou Bybel, bid elke dag en jy sal groei. As jy jou Bybel verwaarloos en vergeet om te bid, dan gaan jy krimp. Nou kom ons kyk, wat gebeur met hierdie eksperimentjie van ons. Nou hierso is 'n kersie, ek gaan hom aan die brand steek. Dit is ons lig wat moet skyn vir Jesus elke dag. Nou sy, julle moet baie versigtig wees, as julle met vuurhoutjies dalk wil werk, jy moet pappa en mamma vra om julle te help, want ons nie vingers brand nie, né? Nou kom, ek gaan hom hier in die hoekie insit. Nou ek moet baie versigtig werk, dat ek nie iets aan die brand steek of my klere brand nie. Nou, hier is ons lewe in ons hartjie. Jesus se liggie skyn helder, my lewe is skoon, en nou is ek besig om water in te neem. Nou hierdie is van die goeie water, God se water. Kyk wat gaan gebeur as ek dit hier binne gooi. Ek moet net mooi gooi, anders dan gooi ek daar die kersie dood, dit moet nie gebeur nie. Gooi hom in, ons gooi hom in.
kyk, nou julle sien, wanneer God se water in ons lewe is, en ons is skoon gewas, dan bly dit skoon en ons liggie brand helder. As ons dit in die aand gedoen het, so julle gesien het in die donkerte, al steek jy so 'n klein kersie op, dan maak hy genoeg lig dat almal kan sien. En as dit oral pikkie donker is, en jy sit 'n klein liggie aan, dan maak dit sommer baie lig. Nou kom ons kyk wat gebeur wanneer ons van die verkeerde water neem. Nou, ek gaan die bakkie mooi uithaal hierso. Net die kant sit. Hierso, skoon lewe. En nou, hierdie is die verkeerde water, né? Kom ons kyk wat gebeur wanneer ons van die verkeerde water in ons lewe inbring. Kom ons kyk. Julle sal sien dit skuim en borrel en dit is vreeslik en loop oor en dis wat gebeur. O, God! Kyk wat het gebeur. Ons kersie het dood gegaan. En dit is wat gebeur wanneer ons verkeerde water in ons lewe bring. Dan gaan ons kersies dood. Sou ons nou nie donker wees of ons lig afskakel, dan kan ons niks sien. Nou kom ons kyk, wat sê die woord van die Here oor hierdie situasie. Nou dit lees ons in Galasiërs hoofstuk 5, en ek is seker daarvan julle kinders wat slim is, sal weet dat in Galasiërs hoofstuk 5 die vrug van die Gees staan. Nou, die vrug van die Gees, dit is hierdie lewende water. Die water wat ons liggies laat aanhou brand, dat dit nie doodgaan nie. Nou, die woord sê vir ons in Galasiërs hoofstuk 5 vers 22, maar die vrug van die Gees, julle moet nou mooi luister, is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, goedheid, vriendelikheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Dit is dan groot woorde, maar julle kan julle mamas en papas vra om vir julle dit van hulle te verduidelik as julle dit nie weet nie. Maar met daardie dinge in ons lewe sal ons sien dat ons liggies aanhou brand en ons helder liggie vir Jesus is. Ten tye van donkerte, ten tye as dit moeilik gaan en in 'n grendelstaat toestand is wat nie vir ons lekker is nie, kan ons liggie nog steeds skyn as ons daardie vrug het. Maar hierdie water wat verkeerde water is. Nou het ek gesê julle moet onthou, julle moet gaan lees in die Bybel wat die regte en die verkeerde water is. Nou as jy gaan lees daarso, ook in Galasiërs 5, net 'n paar versies voor, kry ons die werke van die vlees. Nou die werke van die vlees lyk baie keer vir die mens na die regte ding om te doen, maar die woord sê vir ons dat die einde daarvan die dood is. Soos die kersie dood gegaan het, gaan jou liggie dan ook doodgaan. Maar kom ons kyk, wat sê die Bybel is dit? Die werke van die vlees is geopenbaar. Oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag en partyskap. Nou daar gaan nog 'n lang lysie aan. Maar ons moet net so 'n bietjie dink tussen in ons huis, tussen ek en my boeties, my sussie miskien, of ons nie miskien baie keer jaloers is nie, of ons nie miskien baie keer baklei nie, word ons nie kwaad vir mekaar nie. En jy wil weet, as ons daardie dingetjies doen, dan is ons liggie besig om dood te gaan. Nou as ek miskien nou en dan kwaad raak, is dit nie 'n probleem nie, want ons vra vir liewe Jesus om ons te vergewe en hy maak ons weer skoon. Maar as ons gaan aanhou om die kwaad te doen, en dit is die waarskuwing, dan gaan ons liggie doodgaan. So ons moet werk, ons moet pas op, ons moet ons Bybel lees, en na pappa en mamma luister, sodat ons lewe van die lewende water kan vol word, ons hartjie, nee, dat ons liggie kan aanhou skyn. Ons wil nie daardie verkeerde en lelike dinge doen, en van die water neem wat nie reg is nie, want dan gaan ons liggie doodgaan. Hoop julle onthou dit. Kom ons bid net saam. Baie dankie liewe Jesus, dat ons ook vanoggend kon sien, Here, dat as ons die dinge doen wat verkeerd is, en van die vlees, en wat nie in die woord staan nie, dan gaan ons liggie doodgaan. En ek kom bid en vra liewe Jesus, dat U vir ons elkeen sal help, dat ons liggie vir U helder sal skyn, en dat ons hartjie sal vol word van die vrug van die Gees, en van die lewende water, en dat ons daardeur, Here, ons liggie kan laat skyn,
oral waar ons gaan. Seën elke kindertjie, elkeen wat gehoor het, Here, dat U met hulle sal wees en hulle sal bewaar en beskerm, tot ons weer op so 'n manier by mekaar kan wees. Ons bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Tata!